die mense is kwaad en kom ons wees eerlik, daar's baie redes om kwaad te wees. Daar's soveel goeders wat aangaan tans in die wêreld en op sosiale media en selfs in ons alledaagse lewe wat mense werklik ontsteld maak en wat hulle rarig kwaad maak. Maar ek het nog altyd gewonder oor woede en jy weet die gevoel wat daarmee kom. Woede en om kwaad te wees is soort van soos 'n hamer. Nou 'n hamer kan gebruik word om iets te bou of dit kan gebruik word om iets heeltemal te verwoes. 'n Hamer is niks meer as net gereedskap nie. Dis 'n tool wat jy gebruik om goeders te doen. En net so is kwaad wees ook eintlik 'n tool wat ons kan gebruik of om iets te bou of om iets te breek. Dis natuurlik afhangend hoe ons gaan besluit hoe ons energie gaan bestee. Nou, dink bietjie so hieraan. Jy het elke dag net 'n sekere hoeveelheid energie. En ek weet, almal praat altyd baie van tyd. Ons het altyd net soveel tyd om goeders te doen en jy hardloop by tyd uit en so voort. En dit is baie waar en ek's 'n groot aanstaander van jy weet die idee dat tyd is baie belangrik, maar wat net so belangrik is jou energie. Die hoeveelheid energie wat jy het op 'n dag om te kan bestee aan dinge, om te gebruik om goeders te doen. Die hoeveelheid energie wat jy het is ook net so beperk. En ons moet daardie energie gebruik om werklik goeders te kan doen wat of produktief is of positief is ten minste, of ten minste wat ons gelukkig maak. Nou, as ons kyk na die wêreld, mense is definitief kwaad. Kyk 'n bietjie op sosiale media, die tipe goeders wat mense daarso opsit, die tipe reaksies, die goed wat reaksie kry, dis alles goeders wat mense kwaad maak, wat hulle vreeslik opwek. En dit word gedoen met 'n rede. Kyk, wanneer daar op sosiale media gepost word, sê nou maar byvoorbeeld ek sit iets op wat vreeslik positief is, dit sal nooit so baie aandag trek as ietsie wat mense kwaad maak nie. Die ding wat mense kwaad maak is gewoonlik die ding wat die kliks kry, soos wat hulle sê. Dis die ding waarop mense gaan klik, dis die ding wat mense die meeste tyd aan spandeer, want dit wek 'n emosie op, 'n belangrike, 'n dringende emosie wat mense op daardie oomblik wil, jy weet, aanspreek. Of nie net dit nie, maar dit maak ook mense nuuskierig en daar's daardie gevoel van FOMO, as jy nie weet wat FOMO is, dis fear of missing out. En dit bring mense net regtig en maak hulle passievol. En sosiale media speel baie op ons passies, dit speel baie op ons woede. Dit maak ons kwaad sodat daar reaksie kan wees, want daardie reaksie dryf dit. Dit maak dat 'n ding wat gepost is meer nommers kry ensovoorts ensovoorts. So baie van wat ons sien op sosiale media is so klein bietjie, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, embellished, of so klein bietjie inflated met, jy weet, 'n vals dringendheid of iets wat mense regtig sal kwaad maak. Maar waar ek eintlik wil gesels in hierdie video is, hoe bestee jy jou energie? Hoe gebruik jy jou energie wanneer jy wel kwaad word? Want daar's so baie goeders wat ons kan kwaad maak. As ons ry, sien ons bestuur en iemand anders ry nie op die pad reg soos wat ons dink hulle moet nie, of hulle breek die padreëls, of 'n kassier vat net 'n klein bietjie te lank in 'n winkel, of iemand sê weer vir jou ietsie via WhatsApp wat hulle nie mooi deurgedink het nie en jy lees dit in 'n spesifieke manier en dit wek jou op en dit maak jou kwaad. Hoeveel van jou energie gaan aan daardie klein dingetjies wat nie regtig ons wêreld verbeter nie? En kan jy miskien daardie energie gebruik om iets te bou, om iets positief te doen en om net jou dag beter te maak? So as jy bietjie daaraan dink aan al die dinge in jou lewe waaroor jy kwaad raak, al die dinge in jou lewe waar jy woedend raak, is dit regtig die moeite werd om woedend te raak oor daardie dinge? Is dit regtig die moeite werd om jou energie, die hoeveelheid energie, die klein bietjie energie wat jy het per dag, te spandeer aan dinge wat jou kwaad maak? Of wil jy liewer die energie spandeer aan dinge wat jou bly maak, aan dinge wat mooi is, aan dinge wat die wêreld die moeite werd maak om in te lewe? Sien, ons het almal 'n keuse. Ons kan kies om in te gee tot woede, om in te gee tot angs en kwaad word en al die goeders wat sosiale media in die wêreld wil hê ons moet. As jy kyk na nuusmedia, alle headlines is altyd so kontroversieel, of dit is daar om jou emosie op te bring, sodat jy op daai ding moet klik, want jy raak nuuskierig, jy raak kwaad, en jy wil iets omtrent dit doen. Maar ons moet verby dit begin kyk. Ons moet op 'n plek kom waar ons wil energie spandeer aan dinge wat vir ons belangrik is,
aan dinge waar ons kan bou in steede daarvan om te breek. Nou ek sê nie daar's enigiets fout daarmee om kwaad te word nie. Om kwaad te word, woede is 'n emosie. Dis 'n emosie wat ons as mens het. Dis ietsie wat ons mee moet saamlewe en ek dink dit is ook belangrik want dit wys ons dat ons werklik oor iets omgee. Maar wat ons met daardie energie doen, wat ons met daardie woede doen, dit is wat werklik belangrik is. Ek dink as 'n nota wil ek net sê, jy weet, jy kan kwaad word, maar jy kan ook besluit hoe jy daardie energie gaan gebruik. Jy kan besluit waar jy daardie energie gaan bestee. Gaan ek dit gebruik om op iemand te skree waarvoor ek lief is, of gaan ek dit liewerste gebruik om iets te bou, om iets produktief te doen? Gaan ek dit gebruik om, jy weet, met iemand te raas, of gaan ek dalk daardie energie liewerste spandeer in 'n manier hoe ek iemand 'n les kan leer wat vir hulle kan help en vir my kan help in die toekoms? Ons het altyd 'n keuse om te breek of om te bou. Dis jou keuse wat jy gaan doen met die energie wat jy het. Maar ek hou daarvan om te dink dat ek wil graag die energie wat ek het, als dit energie wat kom van woede, energie wat kom van blydskap, maak nie saak wat nie. Ek wil graag daardie energie gebruik om iets te bou. Want op die einde van die dag, die sade wat ons vandag saai, gaan nie noodwendig nou vir ons goeie opbrengs lewer nie. Maar in die toekoms mag dit dalk. In die toekoms mag dit dalk 'n groot impak hê. En ek probeer maar altyd om my energie op 'n positiewe manier te gebruik. Nou met dit sê ek ook, niemand is perfek nie. En ek is definitief een van daai mense wat glad nie perfek is nie. Woede kry my onder baie meer as wat ek graag wil hê dit moet. Maar dit is 'n les, dit is 'n pad wat ons moet stap. Dit is iets wat ons moet stap om tot by 'n groter of 'n beter plek uit te kom. En elke stapie wat ons neem, lei ons in die rigting waar ons éventueel gaan opeindig. So, as jy kwaad word, as jy vandag kwaad word vir iets op die internet, as jy vandag kwaad word vir iemand op die pad, of as 'n kassier te lank vat om iets op te lei, vat 'n diep asem in en vra jouself, is dit werklik die moeite werd vir my om regtig kwaad te word in hierdie situasie? Is dit werklik die moeite werd vir my om energie te spandeer aan hierdie ding? Of is daar dinge wat meer belangrik is? Is daar dinge waaruit ek blydskap kan trek? Waaruit ek meer, kom ek gebruik die Engels woord benefit kan trek om, jy weet, my energie in te spandeer. So ja, dis maar wat ek vandag wil sê. Almal is kwaad, almal is moedeloos, almal is moeg. Maar as ons stukkie vir stukkie die wêreld 'n beter plek kan probeer maak deur om ons energie te spandeer op plekke wat belangrik is, dink ek ons sal opeindig op 'n plek wat wel beter is. En jy mag dalk moedeloos voel en jy mag dalk voel, "Sjoe, niks wat ek kan doen kan dinge beter maak nie." Maar dit is 'n fout wat ons maak. Alles wat ons doen, het 'n impak. En as jy net daai energie spandeer, alles is iets kleins, net om iemand se dag 'n klein bietjie op te kikker, maak dit 'n groot verskil vir daardie persoon en vir jou. Want jy gaan beter voel, hulle gaan beter voel en die wêreld word 'n beter plek gelos as wat ons dit vind. So ja, daar's niks fout daarmee om kwaad te wees nie. Maar kom ons kyk hoe ons daardie energie gebruik om 'n positiewe verandering te maak. En as jy nie 'n positiewe verandering kan maak nie, maak ten minste 'n neutrale verandering. Ietsie wat neutraal is, ietsie wat net die wêreld 'n klein bietjie beter los as wat ons dit gevind het. Ek dink dis wat ons tans nodig het. Dis 'n rowwe tyd. Kom ons doen wat ons kan om dinge beter te maak. In elk geval, 'n wonderlike dag vir jou verder en dankie dat jy die video gekyk het. Totsiens.